Somtyds moet Vader iets drasties doen om ons in die hande te kry. Daar's baie kere wat daar dinge gebeur in ons lewe en ons vra die vraag, maar hoekom moet ek hierdeur gaan en hoekom moet ek hierdie ervaar? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Want jy sien, Vader praat op verskeie maniere, praat hy met ons in terme van ons lewenswandel. In terme van die feit dat ons baie keer wegdryf van Jahwe se teenwoordigheid en ons loop agter afgoderry aan en ons gaan dien die wêreld. En Vader moet baie keer iets drasties doen om ons in die hande te kry. En as jy gaan kyk in die woord, die geskiedenis is daar waar Vader hard moes praat met die volk en hy moes sekere dinge doen om die volk weer in lyn te kry met sy woord. Om die volk weer in lyn te kry, om hom te dien in gees en in waarheid. En baie keer moet Vader iets drasties doen in ons lewe om ons in die hande te kry. En baie keer is dit dinge van hartseer en dis gebrokenheid en daar's ongeluk en daar's dinge wat gebeur wat ons baie keer die blameer of die blaam wil sit op mense en ons wil die blaam sit op ander goed, maar Vader moet baie keer drastiese dinge doen om ons in die hande te kry. Ek sal nooit vergeet hoe Vader sekere dinge bewerkstellig het om my lewe in die hande te kry. En as ek terugkyk op my pad, dan kom ek agter, maar Vader het drasties ingetree, want anders het ek my lewe verloor. En so ook in my wandel met Skepper lewende God, het Vader sekere dinge bewerkstellig en hy het drastiese dinge gedoen om my lewe in lyn te kry en om my te bring in die posisie waar ek vandag is. En dit is nie altyd maklik nie. Die dinge wat ek en jy moet ervaar en beleef, sodat ons op die regte pad geplaas word, is nie altyd maklik nie. Ek onthou die dinge waardeur ek moes gegaan het, sodat ek vandag op hierdie posisie moet wees, was moeilik. Ek en my vrou het mekaar in die oë gekyk en ons is deur moeilike omstandighede, moeilike dinge en gedink, maar waarom gebeur hierdie goed? En as ek vandag terugkyk, dan weet ek, dis hoekom. Dis hoekom, want as dit nie was vir dit nie, sou ek nie vandag hier gewees het nie. Maar Vader moet baie keer drastiese dinge doen, net soos wat die woord vir ons kom gee. En ek wil hierdie met jou deel vanmôre. En dit praat so oor wat Vader moet doen om ons as mens te laat luister, te laat ag gee en te laat terugkeer na die Skepper van hemel en aarde. Nou hier kom die seun van die koning. Met ander woorde, hy is die prins, hy het sekere gesag, hy het sekere autoriteit, en die prins en die seun van die koning roep 'n diensknegt met die naam van Joab. En hy roep hom sodat hy hom na die koning kan stuur. Luister wat sê die woord. Daarop het Absalom Joab laat roep om hom na die koning te stuur, maar kyk na die reaksie van Joab, maar hy het nie na hom toe gekom nie. In ander woorde, hy het hom afgevee. Hy het hom afgevee. Ag nee, wat? Ek gaan nie luister na hom nie. En so doen ons dit ook baie keer. Weet jy wat, ek gaan nie luister na die woord nie. Nee wat, ek gaan nie luister na wat die woord vir my sê nie. Nee wat, ek gaan nie luister na die stem van Jahwe nie. Dis wat ons as mens baie keer doen. En hy sê, en hy het nog 'n tweede keer gestuur, maar hy wou nie kom nie. So, hy gee hom 'n tweede kans. Hy gee hom 'n tweede kans en Vader gee ons ook baie keer 'n tweede kans en hy praat 'n tweede keer met ons en dan wil ons nie luister nie. En kyk wat gebeur hier. Daarop sê hy aan sy dienaars, kyk, Joab se stuk land is langs aan myne. En hy het gars daarop, gaan steek dit aan die brand. Nou, in daardie tyd, 'n stuk land met gars op, het beteken, dis 'n inkomste. Dis groot waarde, dis geld. Groot waarde. So, wat is daar in jou lewe wat van groot waarde is? Groot waarde, wat is vir jou belangrik? Wat het 'n groot betekenis in jou lewe? En baie keer moet Vader iets drasties doen om jou in die hande te kry en hy vat baie keer daai goed weg. Net sodat hy jou in die hande kan kry. Hy vat baie keer dinge van waarde weg. Ek het ook al dinge van waarde in my lewe gehad wat weggevat is, want my fokus was nie reg nie. My fokus was nie reg nie. En daar dinge gebeur in my lewe sodat my fokus kan verander en ek kan kom op die pad waar Vader my wil hê, want onthou mense, daar's 'n weg wat vir ons reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood.
So ons dink baie keer, nee, ons is okay en ons is op die regte pad. Maar eintlik spandeer ons soveel tyd en soveel aandag aan dinge wat van geen belang is nie. Ons heg waarde daaraan, maar Vader heg nie waarde nie. Ons heg waarde aan sekere goed en baie keer word sekere dinge 'n afgod in ons lewe. En as ons daarop fokus, en as ons op die afgode in ons lewe fokus, gaan Vader drastiese dinge moet doen om ons in die hande te kry. Nou, dis amazing wat hier gebeur. Die oomblik toe die garsland aan die brand gesteek is, kyk wat gebeur hier. Toe staan Joab op en kom hy by Absalom in sy huis en hy vra hom, waarom het jou dienaars die stuk land wat aan my behoort aan die brand gesteek? So, hy het onmiddellik geweet, hoor hierso, dis hulle. Hy het onmiddellik geweet, dis Absalom. So daarom moet Vader partykeer drastiese dinge doen in ons lewe om ons in die hande te kry, om ons terug te bring na sy teenwoordigheid. En die oomblik wanneer dinge gebeur, dan besef jy, maar dis die hand van Vader. Dis die hand van Vader. Vader moet dinge doen sodat ek kan begin luister, sodat ek kan begin hoor, want partykeer hoor ek nie die eerste keer nie. Partykeer gee ek nie ag die eerste keer nie, want hoeveel keer het Vader vir jou gesê, keer terug na my? Hoeveel keer het Vader vir jou gesê, los daai sonde. Kom nou weg van daai afgoderry. Hou nou op in ander dinge belangriker te ag as my teenwoordigheid. As om in my woord te wees, as om tyd te spandeer by my, as om by my samekoms te wees waar jy in die atmosfeer en die heiligheid van Vader se teenwoordigheid is. Hou op om ander dinge belangriker te ag as dit, as my teenwoordigheid, as om my lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag, want anders gaan ek dit wegvat. Gaan dit wegvat. Daar was 'n geruime tyd terug, was daar sekere aktiwiteit wat ek nogal van gehou het. En ek het tyd gespandeer daaraan, en ek het geld gespandeer daaraan, en ek het gehou daarvan om daai aktiwiteit te doen. En is nie dat daar enigiets verkeerd is daarmee nie, maar Vader praat met my, en hy sê vir my, Rian, vat daai goed en skuif dit op sy. En ek dog, alright, okay, dis reg, en ek gaan voort. En ek is toe weer besig met die aktiwiteit, en ek is in 'n kompetisie besig, en daar gebeur dinge met my tydens daai kompetisie. En toe ek klaar is, toe besef ek, toe praat Vader weer met my, en hy sê, ek het met jou gepraat. Hy sê, skuif die goed een kant. En hy het met my persoonlik gepraat, nie dat daar iets verkeerd is daarmee nie, nie dat dit sonde is nie, maar hy het met my persoonlik gepraat om te sê, jy spandeer soveel tyd daaraan, jy sit soveel aandag daarin, jy sit soveel geld daarin, as jy dit maar net kan insit in my. En die oomblik toe Vader met my praat, en ek gaan deur hierdie dinge, en ek ervaar hierdie goed, en Vader sê vir my, ek praat weer met jou, skuif hierdie goed op sy. Het ek het gedoen, en ek het van alles ontslaag geraak, en weet jy, ek het begin fokus op sy woord, ek het begin fokus op my bediening, en weet jy, daar het toe sekere goed gebeur, wat my gebring het, tot op hierdie stadium waar ek vandag is, en ek is ewig dankbaar, dat ek geluister het, na die woord van Skepper Lewende God. En daarom wil ek hierdie woord vir jou bring, sodat jy die eerste keer kan luister. Absalom roep vir Joab, hy sê, kom hier, ek wil jou na die koning toe stuur. Dis nie sommer net enigiets nie, dis 'n belangrike aspek. Want jy sien, die prins en die koning het gesag. So ek wil jou na die koning toe stuur, en so kom die woord ook om te sê, my kind, jy moet gaan na die koning. Jy moet by die koning wees, en baie keer vee ons af daaraan. Nee wat, ek gaan nou eers bietjie sport kyk, en weet jy, ek gaan nou eers, nee, steede daarvan om by die samekoms te wees, ek gaan nou eers bietjie dit doen, ek gaan nou eers bietjie dat doen, nee, ek gaan sommer bietjie rappie kyk vandag, en nie dat daar iets verkeerd is met rappie nie, maar ouens, ons moet ons fokus regkry, Ek kan nie die woord een kant sit, om ander dinge op te tel, en verwag dat Vader moet gelukkig wees daarmee. Want anders gaan hy ons garsland aan die brand steek. En as hy eers jou garsland aan die brand gesteek het, gaan jy wonder, maar hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom gebeur hierdie goed? Want Vader moet drastiese dinge doen in ons eie lewe, om ons baie keer in die hande te kry. So weet jy wat, luister die eerste keer. En kom ons gaan na die koning toe.
En kom ons gaan doen wat die koning van ons verwag. En dat ons hom sal vereer en hom sal verheerlik in elke aspek van ons lewe. Halleluja! Ek wil hierdie met jou gedeel het en ek weet somme, dit het 'n positiewe impak vandag in jou lewe. En dat jy, die skepper van hemel en aarde, vandag sal verheerlik in jou lewe. Nou ja, het is altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Jy moet jou dag geniet. Van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.